Goeiemôre, baie welkom by dag 12. Dit is my gunsteling tyd van die dag, die uur voor sonsopkoms, en dit is die blou uur op die oomblik. Vandag 'n maklikerige 26 km en die Ferreiras in Suid-Afrika moet regmaak. Julle moet solank die ketel aansit want vanaand slaap ek op Ferreira. Onthou nou, daar's ook 'n groterige Ferreira in Portugal, dink in die Porto provinsie as ek reg is. Daar is die Ferreiras baie goeie wynmakers. Hierdie is nou 'n baie kleiner Ferreira in die Galicia provinsie van Spanje. Ek het van hier af nog net 4 groterige skofte oor tot in Santiago, maar ek het dit spesifiek so beplan dat ek korter daar stap op die dae waarop ek baie elevation het. Op hierdie laaste 4 dae is dit taamlik plat, hoogstens 100-200 km se klimwerk per dag, wat 'n paar lastige bultjies is en niks meer nie. So ek het gekies om hierdie laaste paar dae langer skofte te stap. Ek het heerlik gekuier hier op Lugo saam met daai Engelse tannies. Hulle sit nou nog in die hotel besig om die groot hotelontbyt te eet, maar ek kon nie die hotelontbyt bekostig nie, en ook jy kan nie 'n buffet ontbyt eet en daarna 26 km stap nie. So ek het die meer konservatiewe roete gevolg en die koffie en die Napolitana wat vars uit die oond uitgekom het, hierso op pad na die kathedraal toe gehad. Sover ek weet is daar vandag min ondersteuning langs die pad. Ek weet net van die een plek op 19 km waar ek dalk kan sit vir 'n koffietjie, maar dit is alright. Ek is vandag dalk 'n klein bietjie soos 'n tiener op TikTok aangetrek, want toe ek na my sak regpak gisteraand, toe onthou ek dat daar 'n stapkortbroek is wat ek ingepak het en nog nooit gedra het nie. En toe dink ek het nou nie lus om iets huis toe te vat wat ek nooit gebruik het op hierdie vakansie nie, so ek het 'n kortbroek aangetrek, en toe dit nou vanoggend 'n klein bietjie koud is, toe ek nou my wolmis daarbey gegryp en doen. So, vamos, hier kom die kenwysie. Daai heilige Sint Rocco het 'n velsiekte gekry en is verbann uit die stad uit, en toe die honde vir hom kos aangedra. So hy is die beskermheilige van mense wat lief is vir troeteldiere. Daar is die kathedraal, kan julle sien? So ek het nou so 5 km agter die rug. Eerste deel van die dag is lekker platlandse paadjies, deur buurte, langs stil motorpaaie. Daar is 'n groter pad naby aan ons, as jy dalk motorverkeer hoor, dis darm nie naby my nie. Ek het pas ook 'n bordjie gesien wat gesê het dat Ferreira is 23 km van my af.
En in daai stadium het ek al reeds 4 gestap, so ons kyk hier na 'n 27 km dag. Ek het 'n paar lekker vrae gekry wat ek deur die loop van die dag gaan antwoord. Heel eerste oor die app wat ek gebruik om te navigeer. Ek gebruik Camino Ninja. En toe het iemand my gevra of dit die beste app is. Daar is ander apps, Buen Camino is die een app. AllTrails is een wat die mense ook gebruik. En dan gebruik baie mense ook Granzi.com. Wat ek hou van Camino Ninja is hy gebruik die data nie. Hy's baie eenvoudig. Dit is 'n rooi lyn op 'n kaart en jy moet naby aan die rooi lyn volg. Dan sê hy vir jou, jy's nou 60 meter van die rooi lyn af, wat vir jou sê dat jy 'n verkeerde afdraai gevat het. En dan stap jy eenvoudig weer terug totdat jy op die rooi lyn kom. Dan sê hy vir jou ook op watter hoogte bo seespieël jy is. So as jy byvoorbeeld besig is om 'n bult uit te klim en hy sê vir jou jy's nou op sê net maar 724, maar die kaart sê vir jou die bult hou op 1100 meter, dan weet jy het nog 400 meter oor wat jy moet klim. Daai het ek nogals baie handig gevind. Dit werk vir my dat hy altyd werk, selfs al het jy nie data nie en selfs al is jy nie binne bereik nie. Die AllTrails, baie van die pelgrims op hierdie reis het AllTrails gebruik, want AllTrails het die funksie, eerste sover ek weet is dit 'n subskripsiediens, maar hy het die funksie dat as jy van die roete afgaan, dan het hy 'n alarmpie, dan beep hy vir jou om te sê dat jy van die roete af is, dat jy dadelik weer kan terugdraai. Buen Camino het ek al gebruik op van my ander reise, maar ek het hom 'n paar keer probeer as ek buite die stad is op hierdie reis en hy was eenvoudig dan nie beskikbaar nie. So vir my het Camino Ninja het die beste gewerk en is gratis. Hy het ook nogal 'n oulike storieetjie daaraan. Dit was 'n ou wat in IT gewerk het en wat toe Camino gestap het en wat toe besluit het hy het nou eintlik meer lus vir die ratreis nie. En wat toe dit sy taak gemaak het om daai ding te skep. En hy is op die ou end oorlede in sy 50s op 'n Camino. Het was of in Lyon of in Astorga te aangekom en hy het 'n reuse hartaanval gehad en hy is dood terwyl hy op 'n Camino is. Toe was die app vir 'n rukkie nie beskikbaar nie, maar hy is nou weer beskikbaar en hy werk absoluut bike en hy's gratis. Goed, die tweede vraag wat ek gekry het waarvan ek ook baie hou is hoeveel kos dit om te eet deesdae op die Camino? Nou, onthou dis altyd 'n moeilike vraag om te antwoord want jy kan as jy in die pelgrimsherberge bly, kan jy ook jou eie bestanddele gaan koop in die supermark as daar een is en jou eie aandete kook. En ek hoor van die pelgrims maak sommer saam en dan kook hulle saam 'n groot bak pasta met 'n tomatiesous of 'n vleissous. Dan gaan dit vir jou maar 'n euro of 2 kos. Maar kom ons sê as jy in 'n restaurant gaan eet, baie van die restaurante het 'n spesiale pelgrimsete, die Menu del Peregrino. En dit is deesdae tussen 12 en 15 euro vir die ete, maar hy bestaan dan uit meer as een gang. Dit is dan tipies 3 gange en dit sluit ook 'n drinkding in. Vir die drinkding kan jy kies of jy water wil hê of wyn. En baie dikwels as ek alleen sit aan 'n tafel en ek vra vir 'n bietjie rooiwyn by my ete, dan bring hulle vir my 'n hele bottel. Soos by Tenayo, in daai hotel, daai bottel wyn wat hulle vir my gebring het, was nogal 'n bottel Crianza van La Rioja. Dit was baie lekker wyn. En dan het daai pelgrimsete vir tussen 12 en 15 euro, het dan 3 gange. So onthou, dis nie voorgereg, hoofgereg, nagereg nie. Dis eerste gereg, tweede gereg. En vir eerste gereg kan jy meestal kies tussen 'n slaai of 'n pasta. En dan is jou tweede gereg is gewoonlik vleis, karnie en een of ander stysel. So dit is baie moontlik vir jou dat jy vir 'n eerste gereg spaghetti bolognese kan eet, yslike bord,
En daarna 'n steak met chips. En dan 'n pudding kan eet saam met 'n hele bottel wyn vir €12. Ek vat gewoonlik die slaai, want daai insalata mixta van hulle is baie lekker. Selfs daai slaai kom met 'n bietjie tuna en eiers en aspersie, stingels en so baie lekker slaai en dan vat ek gewoonlik een of ander vleis met aardappels by vir my tweede gereg. Nagereg is hulle is baie lief vir gebakte vla. In Asturias het hulle ook 'n ryspudding gehad wat nie vir my so heeltemal so lekker was nie. En nou dat ons al naby is in Santiago, kry jy die Santiago tert. Die Santiago tert is 'n tert wat van amandelmeel gemaak word, ook al vir eeue lank. En hulle sit gewoonlik die kruis van Jakobus met 'n poeierstensel op die tert. Ek het hom die ander oggend vir ontbyt gekry wat baie ongewoon is, maar ek het dit nietemin geëet om nie te mors nie. Jy kan natuurlik in die meeste van die restaurante kan jy ook à la carte eet. Soos gisteraand het ons à la carte geëet en toe was daai eislike pizzas was €20 elk. Ons het 2 bestel, maar ons sou een pizza kon gedeel het en dit sou genoeg gewees het. Maar dit het nog steeds dan nou uitgewerk op €10 per persoon om vir jou absoluut oorhoeks te eet aan pizza en dit was 'n ordentlike pizza. So langs die pad, tortilla de patatas is deesdae so €4. Koffie is tussen 1,50 en 2,50. 'n Bier is nou tussen €2 en €4 na gelang van waar jy is, maar dit is oor die algemeen ek vind dit is duur as jy dit omsit in rand, maar dit is oor die algemeen nog steeds goedkoper as in die res van Europa. So hier's baie nuwe gesigte vandag. Onthou baie mense kies om net die laaste 100 km te stap, so hulle het in Lugo weggetrek vanoggend. Onthou nou wel net, die reëls het verander. Jy hoef nie meer vir 'n Compostela die laaste 100 km van die Camino te stap nie. Jy kan nou enige 70 km op enige Camino stap en dan net die laaste 30 km tot in Santiago. Nou die laaste 30 km is min of meer vanaf Arzua af. Hierdie Hollander is nou al 'n paar keer verby my. Ek het nou nog nie sy naam gevra nie, maar hy kom van Rotterdam af en hy sê hy het in Lyon begin. So hy het met ander woorde eers Camino San Salvador gestap. So as jy by Lyon Kathedraal begin, dan stap jy eers tot by die San Salvador Kathedraal in Oviedo waar ek begin het en dan stap jy van daar af die pad na Santiago toe. So daai is 'n moeilike Camino hoor. Jy het lang skofte in die berge, daai San Salvador en min infrastruktuur langs die pad, maar so daar's 'n hele paar dae wat jy 30 km per dag in die berge moet kan doen met baie elevation, baie klimwerk en wat jy nie koffie drink en bier drinkplek langs die pad gaan kry nie. Ek sê hier is nie 'n kafee nie, maar hier op 10 km het iemand sommer in sy garage so 'n paar muntmasjiene ingesit, maar hier is ook 'n badkamer vir die pelgrims wat 'n groot geskenk is. Hallo. Goed, so dis tot dusver nou nie. Kyk. 89 km tot in Santiago. Lekker om te sien hoe jy die kilometers aftik. So dis ver nie die opwindendste stapdag nie, maar dis daarmee ook nie 'n moeilike stapdag nie. Baie nuwe gesigte wat lekker is. Die mense is vriendelik. Vandag se ouer warehouse minuut. Ek bring op elke Camino reis bring ek vir my 'n messie saam. Jy het altyd iewers kry jy 'n messie nodig. Ek het hierdie keer nie 'n Victorinox ingepak nie. Ek het 'n nuwe handelsmerk ingepak, wels nie vir my. Dit is 'n handelsmerk wat ek in Frankryk raak geloop het en ek is mal daaroor. Ek is mal daaroor omdat ek het altyd die Victorinox gebring wat 1000 funksies het, maar jy gebruik nie daai 1000 funksies nie. Jy gebruik op die ou en die lem van die mes. So ek het nou hierdie keer 'n mes met 'n lem
Ek dra hom hierso in die sakkie hier van my rugsak en ek gebruik hom elke keer as ek vrugte eet. So, hier kom vandag se Outdoor Warehouse minuut. In vandag se Outdoor Warehouse minuut, het jy 'n knipmes nodig op die Camino? Wat 'n Suid-Afrikaner gaan oor see sonder 'n knipmes in die sak? Kom ek gaan wys vir jou wat is die opsies. Goed, die volgende vraag wat ek gekry het was of ek soms mense in die klein kerkies sien sit en bid. En die antwoord daarop is ja, baie beslis. Het gaan vir my saam met die vraag van, is hedendaagse pelgrims hier oor geloofsredes? En die antwoord daarop is ja en nee en soms. Baie pelgrims stap nog steeds die Camino de Santiago om geloofsredes en hulle bid vir hulle in elke kerk. Ek neem dit nie noodwendig af nie, want ek wil nie inbreuk maak op ander mense se privaatheid nie. Maar jy sien dit baie. Ek self bid ook minstens eenmal 'n dag in 'n kerkie. Dink sommer aan die mense by die huis en ek vra dat hulle veilig bly. Maar ja, jy sien dit baie algemeen. Jy sien ook nogals baie algemeen dat mense selfs in die ruïnes van die kerke laat daar ook iemand sit en bid binne in die ruïnes. So daai bordjie sê 86 en 'n bietjie klein geld tot in Santiago. Die laaste vraag wat ek gekry het gaan oor wat doen 'n mens saans op die dorpies as jy aankom op die dorpies en was jy elke dag wasgoed? Nou, dit is 2 vrae, maar ek gaan dit saam beantwoord want deel van die goed is wat jy saans op die dorpies doen is om wasgoed te was. As jy jou eie sak dra en selfs ek wat nie my eie sak dra nie, het net die meeste pelgrims het net een stel stapklere by hulle en jy moet dit elke dag was want amper val ek. Jy moet dit elke dag was want jy ruik ontsettend sleg. Hierdie tegniese materiaal hou jou heerlik droog deur die dag, maar jy ruik onaardig aan die einde van die dag. So daai klere moet gewas word. Gelukkig word dit taamlik vinnig droog. So dit begin nou winter raak, so dit begin nou moeiliker raak om dit droog te kry, maar die meeste plekke waar jy slaap het ook 'n wasmasjien en 'n tuimeldroër. Dit kos omtrent €4 per siklus, so €4 om te was en €4 om te tuimeldroog. Maar die pelgrims gooi sommer saam, dan deel jy die koste, want regtig waar as jy 'n kamer gaan deel met iemand, dan help dit nou nie dat jy nou precious is oor jou onderklere wat saam met iemand anders in gewas word nie, dan maak jy dit nou een bondel. Die tantes gister het wel nog, hulle het 'n groot tas by hulle en hulle was net elke paar dae, maak hulle 'n groot bondel en dan speel hulle kaart terwyl hulle wag vir hulle wasgoed. So jou roetine gewoonlik as jy die middag op die dorp kom, is dat jy jou klere uitspoel. Daarna is daar 'n rustyd waarin jy slaap nie noodwendig nie, maar ek lê met my bene 'n bietjie in die lug, laat daai swelsel net kan sak. Dit help dat jy die volgende dag nie blaase kry nie. Dis gewoonlik dan wanneer ek my video's aflaai en begin redigeer, dat ek aan die einde van die dag net die laaste paar goedjies nog kan bysit. As daar 'n kuierplek op die dorp is, kuier die pelgrims daar, maar die herberge het altyd 'n lekker kuierplek en hulle sit in die pelgrims sit 'n kaart speel of daar's 'n legkaart wat hulle bou of hulle sit sommer net te gesels. Op die dorpe maak die restaurante toe hier in Spanje na middagete tot saans 8:00, maar dis net die kombuis van die kroeg wat toe maak. Die kroeg self is oop, so die mense kan daar sit en drankies drink. Jy sien baie selde 'n dronk pelgrim, want die meeste pelgrims moet die volgende dag weer stap. So dit is
dit is min of meer waarmee jy jouself besig aan die einde van die dag. Soms is jy op 'n interessante dorp wat 'n interessante kerk het en jy het altyd 'n gids by jou wat vir jou sê watte kunswerke in die kerk is die moeite werd om te sien. En dan gaan kyk. Ek is mal daaroor om op 'n dorp te slaap waar ek in die middag 'n bietjie kan rus en dan net voor aandete kan uitgaan en kan gaan kyk na wat daar is op die dorp. Ook as daar natuurlik 'n supermark is om weer water te kry om in jou watersak te sit en 'n lemoen of 'n appel wat jy die volgende dag langs die pad kan eet. Dit lyk darem nes Galicia, né? Hierdie kliphuisies met die joreros. Jy's darem net nou uit in Galicia. Smalie hoor. So net vir ingeval jy nie weet nie, hier is 'n graan, soos 'n graantorentjie en hy's blykbaar so gebou dat die muise nie daar kan inkom nie. Hola. Sì, ja, sì. Grazie. Mi compro un tuo litro, Mati. Onde tu? Ek net mooi kyk hier waar ek trap want is nat. Ek stap verby die tannie se plaaswerf en toe kom gryp sy my aan die hand en sy sleep my by huis in. Maar ek gaan toe nou gewillig agterna want ek is 'n verslaggewer en ek is nuuskierig, maar die tannie wil toe nou kaas aan my verkoop, so ek het vir haar ietsie gegee. Sy het my 'n stukkie kaas in die hand gestop en toe wil sy gehad het dat ek nog moet vat, maar dit is nie slegte kaas nie, hy so ietsie. Hy sê daarmee baie ryk nie, so iets tussen 'n maaskaas en 'n feta. Maar ek kook nie vir myself nie en ek het nêrens waarin ek kaas kan bære nie, so ek kan nie nou met 'n movie se blok kaas en Ferreira aankom nie, maar nou kon ek dan gesien het hoe haar kombuis lyk. So, ja, 'n Camino ervaringkie. Ek weet net hoe baie van 'n mens moet eet as jy nog moet stap vandag, nee, want ek het nog 'n eentjie om te gaan vandag. Dankie tog, hier's nog 'n plek. Waarvan ek nie geweet het. En nou vir die laaste uur en 'n half se stap, gaan ek weer 'n bietjie musiek in my ore luister. Dan sien jy, dan gaan dit sommer tjoef-tjaf verby. .5. Kyk, hierdie klipkruise was in die middeleeue, was dit die merkers, die roetemerkers op die Camino. So hier weet jy nou dat jy op 'n roete stap wat al vir eeue lank stap. 75 en klein geld. Laaste kilo vir die dag. Woe! Kyk, Ferreira's, hier soos julle heimat in Galicia. Maar dis dit. Macaroni, I know. Simple macaroni. Nice. So ek het nou net teruggekom van aandete saam met die Engelse tannies. Hulle is in 'n gastehuis omtrent 'n halwe kilometer van hier af en ek het tot daar geloop en teruggekom en toe ek terugkom toe onthou ek het my sleutel daar vergeet, omdat ek het nou weer terugstap. Ons het baie lekker geëet en baie lekker gekuier. Môre dan nou 25 km tot op Boente wat aan die ander kant is van Melide, maar ek het nou 'n klein probleempie opgetel
Iewers het of 'n muskiet of 'n spinnekop vir my gebyt en ek het 'n allergiese reaksie daarop. Daai vinger voel asof hy wil ontplof. My suster reken dat ek môre in Melide moet probeer om 'n dokter in die hande te kry. Ek hoop dat hy dramaties beter is môreoggend en laat ek net kan aangaan. Maar ek het nou hierdie laaste drie skofte, groot skofte beplan, omdat ek in my agterkop gehad het dat my lyf heeltemal perfek gaan wees na die rus daar in Lugao en nou is dit nie. Ek het ook 2 klein blaase al by my hakke en dit is nou nogals pynlik. En dit gaan 'n probleem nou wees as ek nou môre met 26 en die dag daarna 33 moet stap. Maar dankie dat jy tot hier gekyk het. Dankie Ouder Warehouse vir 'n ongelooflike videoveldtog wat julle moontlik gemaak het. Julle is Spike kliënte en die goeders in julle winkel is absoluut Spike. Ek groet vir julle, ek sien vir julle weer môre.